Goeiedag liewe luisteraars, ek groet u vanmôre weer eens in die lieflike en kosbare naam van ons Here Jesus. Laasweek het ons gepraat oor die digitale idee en ek het vir u 'n bietjie verduidelik van die merk van die dier en ons het 'n bietjie daaroor gepraat, want in die groot verdrukking gaan die merk van die dier toegepas word. Almal gaan gedwing word om die merk van die dier te aanvaar. Ons is nog nie daar nie, maar ons sien hoe dat ons voorberei word vir die planne van die Satan. Om alles in plek te kry, die digitale idee en die digitale stelsel wat alles sal beheer. Vanmôre gaan ek so 'n bietjie verder praat om net vir u in te lig hoe ver is hulle reeds met al hulle planne en hoe vorder hulle. En dat ek en jy waaksaam moet wees, wakker moet wees, paraat moet wees en dat ons moet weerstand bied. Kom ons lees vanmôre twee gedeeltes waar die Here Jesus heel eerstens met sy disippels gepraat het in Matteus 10 vanaf vers 26 en dan lees ons ook 'n gedeelte in Efesiërs 6. In Matteus 10 vanaf vers 26 sê die Here Jesus, hy sê, vrees hulle dan nie. En hy verwys na mense van die wêreld, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie, en van julle is selfs die hare van julle hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. En dan skryf Paulus in Efesiërs 6 vers 11 tot 13, hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Ons lees net tot sover saam, die wonderlike woord van die Here. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike Vader, ons wil vanmôre opnuut vir u sê, baie dankie, dat u woord ons soveel kosbare dinge leer. U het vanmôre vir ons gesê, al die hare van ons hoof is getel, en as daar 'n haar van ons hoof val, dan weet God dit ook. Daarom moet ons nie vrees wat oor ons pad kom nie. Ons moet nie mense vrees nie, ons moet op God vertrou. Paulus skryf vir ons in Efesiërs 6, ons moet die volle wapenrusting van God opneem, aantrek, en gereed wees vir die aanslae van die bose. En ons is nou in daardie tyd waar ons gereed moet wees, sodat ons staande kan bly teen die aanslae van die bose magte. Kom leer ons vanmôre, hoe is hulle besig om ons in hulle web te vang? Hoe is hulle besig om planne gereed te kry, om almal te betrek by 'n digitale stelsel en 'n digitale idee? En ons wil nie deel wees daarvan nie. Beskerm en bewaar ons daarvan, maar leer ons vanmôre uit die woord in Jesus se naam. Amen. Ek hou net weer enkele belangrike gedagtes uit vanoggend se skriflesing aan die voor. Dit naamlik in Matteus 10 vers 26 en vers 28 waar die Here Jesus oor iets spesifiek gepraat het, en dit is dat ons nie moet vrees nie. Hy sê in vers 26, vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie.
En dan sê die Here Jesus ook in die 28ste vers, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Ons weet, vrees is een van die dinge waarmee die Satan die mense vang. En dan kom Paulus en hy skryf vir ons in Efesiërs 6, en ek wil vir u lees vers 11 en 12, hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, is nie teen mense nie, maar bose magte wat agter dit alles sit. En ek wil vanmôre met u praat onder die tema 'n satanies beheerde digitale stelsel, want dis waaroor dit gaan. Dis 'n sataniese, demonies beheerde digitale stelsel deur die Satan uitgedink. Nou vriende, ek dink die begin van die groot ontsteltenis oor die beoogde digitale idee is om te verduidelik wat dit regtig is en wat die implikasie daarvan sal wees, want die implikasie daarvan sal 'n groot bedreiging vir elkeen van ons se lewe vir die toekoms inhou. Baie duidelik weet ons dat dit wat hulle beplan vir ons 'n bedreiging inhou. Baie mense wêreldwyd is hoogs ontsteld oor die wyse waarop regerings die digitale idee wil implementeer of op hulle landsburgers of dit op hulle wil afdwing. Want ons sien, hulle wil dit op ons afdwing. Hulle gaan ons nie veel van 'n keuse gee nie. Mense is nie dom nie, my liewe vriende, want diegene wat ingelig is, en daarom is dit so belangrik dat almal van ons ingelig moet wees, diegene wat ingelig is, weet baie goed dat hierdie digitale stelsel of sisteem ontwikkel is om mense se lewens soos pionne te beheer, en die digitale idee is maar net ontwikkel om beheer oor elke individu te kan uitoefen. Dis hoekom hulle vir elkeen van ons 'n digitale idee wil gee. Nou Starmer, die president van Engeland, het maar net die fokus duidelik daarop laat val met sy amptelike aankondiging dat almal in die VK moet registreer vir die digitale idee waarsonder niemand sal kan werk nie. Toe laat val hy maar net opnuut die fokus op hoe belangrik hierdie digitale idee vir die wêreld is, vir die leiers van lande, regeringsleiers. Op 23 Oktober 2025, dis nou sommer nou onlangs, het meer as 2.9 miljoen mense in die VK reeds petisies geteken wat daarteen is, want hulle is absoluut gekant. Nou nie almal nie, baie mense val net in, maar baie mense is daarteen gekant en hulle wil hulle stem dik maak en sê, ons wil dit nie hê nie, ons sal dit nie aanvaar nie. Die groot vraag is, gaan hulle weerstand die instel van die digitale idee stuit of nie? Want dit is 'n baie belangrike vraag. Gaan hulle suksesvol wees as hulle nou soveel petisies geteken het? Want daar soveel mense is wat petisies geteken het. Maar vriende, wat belangrik is maar die feit dat ons moet regtig weet, wat hou die digitale idee vir ons almal in? Dis belangrik dat ons moet weet, wat hou dit vir ons in en wat behels die digitale stelsel waardeur alles beheer gaan word? Sonder 'n digitale stelsel kan die digitale idee ook nie beheer word nie, of kan ons ook nie beheer word nie. Dit sal 'n idee wees wat deur 'n regeringsbeheerde app alle mense sal beheer aan wie daardie digitale idee uitgereik is. Jou werk, jou persoonlike lewe, jou toegang tot mediese fasiliteite, toegang tot skole, die tersiêre onderrig na skool, alles sal daardeur beheer word.
Vriende, oortredings van enige regeringsregulasies kan jou sonder werk, sonder 'n inkomste, sonder toegang tot jou eie bankrekening, jou voertuig, jou kroniese of ander medikasie en vele meer laat. En dis die gevaar daarvan. Hulle gaan ons so beheer, hulle gaan ons so manipuleer, dat jy net eenvoudig sal sê, okay, ek aanvaar maar die digitale idee. Want as jy sekere regeringsregulasies oortree, dan gaan hulle jou op hierdie manier manipuleer. Dis is die digitale idee, nie net om te bewys wie jy is nie. Dis 'n klug as ons dink, dit is om net uit te vind wie jy is. Ja, natuurlik wil hulle alles op datum hê. Hulle wil selfs ons adres hê, ons woonadres, hulle wil weet presies hoe jy lyk, so jou foto, jou vingerafdruk, jou duimdruk, jou handtekening, alles gaan daar wees. Jou fisiese adres en dan jou bankbesonderhede. Dit sal die betrokke regerings in staat stel om elke beweging van jou te monitor. Hoe laat jy gaan slaap, hoe laat jy opstaan, wat jy koop, hoeveel ure jy werk, hoe lank jy ontspan, waar jou kuierplekke is, met wie jy kommunikeer, hoe ver en hoeveel jy gaan ry met jou eie voertuig en waar jy gaan vakansie hou. So, eintlik wil hulle alles van ons weet, hulle wil alles van ons monitor. Jou privaatheid en regte as mens en landsburger sal heeltemal verdwyn. So ons gaan nou absoluut so spionne wees. Ons privaatheid word van ons ontneem. Kenners noem dit die digitale tronk. Dis net 'n tronk sonder mure. Vriende, Suid-Afrikaners is oor die algemeen baie oningelig oor die digitale idee en die digitale stelsel waarmee of waardeur dit beheer sal word, want daardie stelsel is eintlik die groot belangrike ding wat wêreldwyd almal sal beheer. Dis 'n wêreldwye inisiatief gedryf deur 3 groot wêreldorganisasies, soos wat ek laas week ook vir u gesê het. Die eerste is die N-wêreldorganisasie, NWO wêreldorganisasie. Dis die eerste. En die tweede is die G-wêreldorganisasie, gaan oor die gesondheid van die wêreld. En die derde is die E-organisasie wat die ekonomie van die wêreld beheer. 'n Paar jaar terug het ek baie gepraat en ek het baie openlik daaroor gepraat oor hierdie N-wêreldorganisasie wat 'n 10-punt plan of 10-punt doelstelling bekend gestel het, hoe hulle die hele wêreld wil beheer en ons gewone mense van alles wat ons besit wil beroof en hoe hulle die wêreldpopulasie van 8 biljoen na 3 biljoen wil verminder. Met ander woorde, daar moet baie sterftes wees en hulle sal dit self beplan. En ek het dit 'n paar keer gepreek dat hulle afsnydatum 2030 is wanneer alles wat hulle beplan in plek moet wees. Nou vriende, mense het op daardie stadium dit eintlik gehoor en geïgnoreer, want ons het nie gedink dit gaan realiseer nie. Hulle het nie gestop daarmee nie, hulle gaan nooit stop daarmee nie, hulle gaan dit implementeer. En hier sien ons dit nou weer, dat hierdie 3 groot wêreldorganisasies, naamlik die N-wêreldorganisasie, die G-wêreldorganisasie en die E-wêreldorganisasie, 3 dinge ten doel het. Eerstens sien ons baie duidelik dat hulle absolute beheer oor alle mense wil uitoefen, want dis waaroor dit gaan, om beheer oor jou en my uit te oefen. Tweedens, dat hulle soos ek in die vorige boodskappe lank gelede reeds gesê het, die populasie van die wêreldbevolking wil toepas. So dan moet baie mense volgens hulle beplanning sterf. Derdens, dat hulle hulself wil verryk deur ons gewone mense van alles te ontneem of van alles te beroof. So, en ek het dit nou al gesê in laasweek se boodskap ook, jou huis, jou bankrekening, jou voertuie en alles wat jy besit, gaan eenvoudig net van jou gevat word. Hierdie 3 groot wêreldorganisasies wil alles rondom gesondheid beheer en dit het reeds met die pandemie gebeur, maar dit was
nog maar net die begin, my liewe vriende. Dit gaan nie daar stop nie, of dit het nie daar gestop nie. Tweedens gaan dit oor die Verenigde Volkere organisasie wat die wêreld polities gaan beheer. So hulle gaan die wêreldpolitiek beheer, almal met dieselfde politiek beoefen as die wêreldorganisasies. Ons sien natuurlik hoe Ramaphosa lankal hierby ingekoop het. Derdens sien ons hierdie wêreldorganisasie wil die ekonomie van die wêreld beheer. Want dis belangrik dat die wêreldekonomie ook onder hulle mag moet wees en onder hulle beheer. Ons het reeds gesien dat hierdie dit gaan oor die gesondheid, hierdie wêreldorganisasie 'n proefloopie gedoen het met die afgelope pandemie van so wat 3 jaar gelede. Hulle wou sien tot hoe 'n mate hulle die wêreldbevolking kan beweeg om te doen wat hulle beveel word om te doen. En hulle het daarin geslaag, ons het ingeval, ons het almal ingeval by al hulle planne. Hulle grootste sukses was natuurlik in China, omdat dit 'n kommunistiese land is, waar die bevolking slaafs die regering gehoorsaam het, soos ek reeds in die vorige boodskap vir u verduidelik het. En daarom het ek gesê, as jy nie die vorige boodskap geluister het nie, gaan luister dit gerus, want dit was 'n baie goeie inleidende boodskap wat ek gebring het, die heel eerste boodskap. Vanmôre gee ek so 'n bietjie meer inligting van hoe dit gaan werk, hoe is hulle reeds van plan om dit te implementeer, en ons is vas in die slag. Ek glo tog dat die meeste lande reeds ingekoop het by hierdie plan van die wêreldorganisasies om aan almal 'n digitale ID uit te reik en die digitale stelsels of stelsel in plek te kry sodat hulle almal se inligting daarop het en ons almal kan beheer. Ek glo dit. Al dink ons dat ons in 'n demokratiese land bly en almal wat in demokratiese lande bly, dat hulle weerstand kan bied en genoeg weerstand, as hulle genoeg weerstand bied, dan gaan die regering nie daarbey inval nie. Ek dink ons maak 'n fout. Ons maak 'n fout om te dink dat ons die regerings gaan dwing om van hulle plan af te sien. Alle regerings wêreldwyd het reeds geleer en gesien uit die proefloopie van China, het hulle gesien en geleer wat hulle sekerlik ook in hulle lande sal toepas. En dit is naamlik om die digitale ID op die mense af te forceer, deur 'n app uit te stuur na ons selfone toe, of na ons e-posadresse toe, waarheen jy hulle dit ook al stuur, en dan vir jou te sê, daar's die app, jy moet registreer voor 'n sekere datum, jy moet al jou besonderhede daarin invul, en dan weet ons, as daar die inligting by hulle is, dan registreer hulle vir ons 'n digitale ID dokument, en die digitale stelsel is op datum. Veral as daar natuurlik weer 'n pandemie gaan uitbreek, soos wat die skepper van Microsoft, wie se naam ek nie wil noem nie, want almal ken sy naam, hy het reeds na die vorige pandemie het hy gesê, daar kom weer 'n pandemie, daar kom 'n groter pandemie as die eerste ene. Ek het dit nog vir mense uitgestuur, daar die video van hom, waar hy gesê, daar kom 'n groter pandemie, en hy het gepraat van 2025, 2026, en hy het gesê, dit gaan groter wees as die eerste ene, en die gedagte is om weer opnuut vrees by die mense in te boesem, en dan gaan daar die organisasie gaan weer streng gesondheidsreëls en eise instel wat almal moet nakom. Jy sien, en wanneer hulle weer eens daarin slag, dan is dit vir hulle maklik om al die inligting te kry en dan almal 'n digitale ID uit te reik en almal op daardie stelsel te kry. Luister nou mooi, wat het die Here Jesus vir ons vanmôre in die woord geleer? In Matteus 10 vers 26 en 28 staan daar, die Here Jesus het gesê, vrees hulle dan nie. En dalk verwys hy juist na hierdie mense uit ons geweet, wat vir ons wag. Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie. Nou vriende, ons openbaar en ontbloot hulle planne. En hy sê, daar's niks verborge wat nie bekend sal word nie. En dan sê Jesus in vers 28, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Mense kan nie my siel doodmaak nie, hulle kan my liggaam doodmaak. En sê Jesus, ons moet nie vrees nie.
Miskien makliker gesê as gedaan, kan ons amper sê, maar die Here sê, vertrou op my. Moenie vrees nie, maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. En dis God natuurlik, wat 'n mens se siel in die hel kan werp, as hy nie hom gevolg het nie. In Vietnam het ons laasweek gesien, hoe hulle almal se bankrekenings gevries het, en almal gedwing het, om by hulle eise in te val. Hulle het dit reg gekry, omdat dit 'n kommunistiese land is. En dan kan ons onsself die vraag afvra, kan so iets in Suid-Afrika gebeur, of kan dit in ons buurlande Namibië en Botswana gebeur, dat hulle ons gaan dwing, dat hulle dalk ons bankrekenings gaan vries, en sê, okay, nou moet julle registreer. Natuurlik kan dit gebeur. Ons het geen waarborg, dat dit nie kan gebeur nie, en ons is te gemaklik. Ons dink dit sal nie gebeur nie, ons is te gemaklik. Vir my was die motivering agter die beplande grondonteieningswet in Suid-Afrika hoofsaaklik die motivering van die wêreldorganisasie, wat gaan oor die ekonomie van die wêreld, en dit het presies by die ANC se beleid ingeval. En vriende, die gedagte is, heel eerstens, alles moet aan die staat behoort. Ook die grond van die boere moet aan die staat behoort. Daarom wil hulle alles van die boere al wegvat. En dan tweedens, dat die boere bankrot moet speel. As boere nie meer al hulle grond het, al vat hulle nie dele van hulle grond weg. En hulle dalk skuld. En hulle kry nie meer hulle voedsel bemark nie. Dan gaan die boere bankrot speel. En dis die gedagte, die boere moet bankrot speel. En die derde is dat voedselproduksie totaal en al in duie moet stort. Hoekom? Hulle wil hê die mense van die wêreld moet honger ly. Hulle wil hê mense moet sterf van honger. En dis die gedagte. Dis alles 'n bose plan wat ek en jy nie altyd mooi verstaan nie. En daarom wil hierdie wêreldorganisasies ook die voedselproduksie wêreldwyd beheer. Boere mag nie kos produseer nie. Hulle mag nie voedsel produseer nie. Hulle het 'n probleem ook met diere en vleis. Hoekom? Mense moet honger ly. Mense moet van die honger sterf. Hulle beskou Afrika en Suid-Afrika se mense as useless eaters. Ons verdien nie die kos wat ons eet nie. En verder sien ons reeds hoe die regering klaar in Suid-Afrika wette maak wat slegs deur die digitale stelsel of stelsel beheer kan word. Ek noem vir u twee voorbeelde, vriende. Eerstens is dit die ARTO as 'n voorbeeld, of in Afrikaans beteken dit die organisasie in beheer van padveiligheid, wat na jare se hofstryd uiteindelik hulle stelsel deur die hof goedgekeur om vanaf April 2026 die bestuurslisensies op 'n puntestelsel te mag beheer. Nou vriende, elke bestuursoortreding van jou en my sal hulle die reg gee om by ons uit 'n totaal van 15 punte wat hulle vir elke mens gaan gee, vir elke persoon gaan gee, gaan hulle nou volgens die oortreding wat jy begaan het, trek hulle punte af. Hulle bepaal, as jy te vinnig gery het, of jy het nie jou boete betaal nie, of wat dit ook al mag wees, bepaal hulle hoeveel punte jy gaan verloor. Trek hulle by jou punte af. Wanneer jou punte uitgeput is, word jou bestuurslisensie gekanselleer. As geen inligting gegee of ons weer kan aansoek doen vir ons lisensie, weer kan gaan eksamens skryf en gaan uitpasseer nie, of daar 'n makliker roete sal wees nie, geen idee nie, maar hulle gee vir ons net 15 punte en hulle gaan ons beheer. Die nuwe wetgewing wat hulle op alle predikante of predikers in Suid-Afrika wil toepas, is die tweede voorbeeld wat ek vir u wil noem. Hoekom dink u wil hulle ons as predikers moet registreer om toestemming te kry om te mag preek? Wie moet vir my toestemming gee om te mag preek? Ek is geroepene van die Here en niemand kan oor my besluit nie. Maar die regering wil beheer uitoefen oor wat daar gepreek mag word en wat nie. Hulle gaan vir ons voorskryf wat mag jy preek en wat mag jy nie preek nie. Is 'n tipiese kommunistiese stelsel, net soos in China. Onlangs het China
'n prediker en lidmate gearresteer wat nie wil registreer by die regering nie, en hulle is in die tronk gegooi, en dieselfde gedagte, lyk dit vir my, is nou besig om by ons toegepas te word. Hulle wil die stem van ware Christene in Suid-Afrika stil maak, want ons hou vir hierdie wêreldorganisasies oor wie ons die hele tyd praat 'n groot bedreiging in. Ons hou ook vir ons eie regering 'n bedreiging in, want ons ontbloot hulle bose planne met die mense op die aarde, en ons staan hulle planne teë. Dis die groot probleem. Ons is die teehouer wat die woord van praat. Al gebruik ons die sosiale media soos ek, kan hulle ook my bediening stop wanneer hulle wil. Want ek en baie ander wat die YouTube as 'n platform gebruik om ons boodskappe uit te stuur, het geen waarborg dat ons nog lank daardie platform sal kan gebruik nie. Ek kan net op 'n oggend opstaan en ontdek, my YouTube kanaal is gesluit en my bediening het aan 'n einde gekom en dit is verby. En vriende, dan is ek nie dood nie, maar dan kan ek net nie meer aangaan nie. En dan ontvang jy nie meer my boodskappe nie en dink ek lewe nie meer nie, maar intussen is my hele bediening op YouTube gestop. Die realiteit van wêreldowerhede en bose magte wat ons lewe wil en gaan beheer, sal ons net op 'n dag skielik tref. Hoor mooi wat ek vir julle sê, ons hoor hierdie goed, ons glo dit dalk of ons glo dit nie, maar op 'n dag gaan dit ons tref. Dink maar net hoe onverhoeds hulle ons almal en selfs die kerk tydens die pandemie gevang het. Skielik op 'n dag, toe's daar 'n pandemie en ons het nie geweet wat die gevolge daarvan gaan wees nie. Niemand mag uit die huis uit gaan nie, ons mag nie kerk toe gaan nie, ons mag niks gaan koop nie. En as jy gaan koop, mag jy ook nie met iemand kontak hê nie. Al daardie goed. Ek sê weer, God het die pandemie toegelaat om ons almal en die kerk wêreldwyd voor te berei op iets erger wat gaan gebeur. Erger dinge wat kom in die toekoms. Ek glo dit. My vraag is u gereed? Is u geestelik voorbereid? Is u geestelik gereed vir dit wat kom, vriende? Efesiërs 6 vers 11 tot 13 het vanmôre vir ons geleer waar Paulus geskryf het. Hy sê trek die volle wapenrusting van God aan. Hoekom? Sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want hier is die Satan se planne ook aan ons geopenbaar. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, is nie teen mense nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dis die duiwelse planne, dis bose geeste, dis die Satan self en sy demone wat besluit al hierdie goed moet gebeur, maar hulle gebruik mense. En daarom sê in vers 13, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Weerstand bied en staande kan bly. Kom ons fokus net vinnig op Efesiërs 6 vers 12, daar staan, want ons worstelstryd, ons stryd, met ander woorde, is nie teen vlees en bloed nie, is nie teen mense nie, al gebruik die Satan mense, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Alles wat gebeur is die invloed van bose magte. Alles wat beplan word is die invloed van die Satan en sy demone wat ons wil beheer, wat ons wil doodmaak, wat ons onder sy mag wil hê. Eintlik spreek dit baie duidelik, dat alles waaroor ons nou praat, oor die stryd tussen lig en duisternis. As ons praat van lig, dan praat ons van Jesus en sy volgelinge. As ons praat van duisternis, praat ons van die Satan en sy volgelinge wat in die duisternis wandel en die sonde doen, en die sonde wil doen. 2 Korintiërs 6 vers 14 bewoord dit vir my die heel beste, daar staan geskryf, moenie in dieselfde juk trek, saam met ongelowiges nie, mense wat nie in Christus Jesus en in God glo nie, ongelowiges, moenie in dieselfde juk saam met hulle trek nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, watter gemeenskap het ek as kind van Christus, as volgeling van Jesus wat in die lig wandel, in die lig van Jesus wandel, watter gemeenskap het ek met die
mense wat in die duisternis wandel en die Satan volg. Daar's geen gemeenskap nie. Dan kan geen gemeenskap wees nie. Onthou altyd, die Satan gebruik mense, soos ek het al verskeie keer gesê het, wat in die duisternis wandel, wat hom liefhet en hom dien, omdat hulle onder sy bose en onder sy demoniese invloed is, en daarom is hulle instrumente en gesante in sy hand. Daarom kan hy hulle gebruik, want hulle volg hom, hulle doen wat hy sê. En omdat Suid-Afrika nog 'n soort van 'n demokratiese land is, waar ons ook kan protesteer en weier om die digitale idee en die digitaal beheerde stelsel te aanvaar, vriende, en omdat ons land en die res van Afrika tegnologies nie op dieselfde vlak is as die mees gevorderde lande nie, kan dit nog vir tyd en wyl tot ons voordeel strek. En ons dink, dit gaan nog jare vat, dit mag dalk tot ons voordeel strek, maar as kontant skielik uitfaseer, my liewe vriende, as hulle skielik die kontant wegvat, dan is ons uitgelewer aan 'n regeringsmag. En ons moet dit besef. Dan gaan 'n dag kom wat hulle skielik die kontant wegvat, en hulle sê, okay, nou moet julle registreer, anders kan julle nie handel dryf nie, julle kan niks koop en verkoop nie. So, weet ons of dit gaan gebeur, het kan ook met ons gebeur. Baie mense redeneer, dat Afrika nie maklik by die digitale stelsel of die digitale stelsel sal kan inval nie, maar deesdae het die meeste mense 'n selfoon. Meeste mense het 'n selfoon of in Suid-Afrika 'n SASSA-kaart, want meeste van hulle kry toelaag. Met ander woorde, Suid-Afrika is die meeste mense se basiese inligting reeds op die digitale stelsel, alhoewel hulle meer inligting van ons soek, soos ons persoonlike adres en ons bankbesonderhede en al daardie goed wat hulle nodig het. Enige persoon wat iewers 'n rekening of 'n selfoon het of internet gebruik of 'n e-posadres het, se inligting is streng gesproke reeds op die huidige regeringsbeheerde databank. Die vraag is natuurlik, hoe hierdie wêreldorganisasies wat met die hulp van die regerings alle pogings aanwend om die hele wêreld in hulle mag en onder hulle beheer te kry, hoe hulle ons weerstand gaan hanteer. Ons gaan ons weerstand bied, want ek gaan weerstand bied en baie ander gaan weerstand bied. Ons sien dit in Engeland ook. En hoe gaan hulle dit hanteer om ons daarby te betrek? Daar's natuurlik 'n paar basiese planne wat hulle gaan uitvoer. Eers stel hulle die beplande digitale stelsel bekend. Ons is nou daar. Hulle sê vir ons wat behels dit. Ons weet nou reeds wat behels dit. Dan wag hulle dat ons eers gewoond raak aan die idee of die gedagte dat daar 'n nuwe digitale idee kom en dat daar 'n nuwe stelsel is waarop ons moet registreer. Oor 'n jaar of 'n paar maande later dan neem hulle die kontant weg, dan faseer die kontant uit. Nou vriende, dis iets waarop ons jare reeds voorberei is, dat iewers op 'n kol gaan die kontant uitfaseer. Nou, hulle gaan eers vir ons sê, dis die stelsel, en dan kry ons nou 'n vrywillige kans om te registreer. As jy nie registreer nie, dan vat hulle die kontant weg. Die vriend, is belangrik om te onthou, om te besef dat die kontantlose stelsel, om na die kontantlose stelsel oor te skakel, is glad nie nodig dat die landsburgers daaroor sal moet stem nie. Dit het niks met die landsburgers te doen nie. Dit wil sê, ons het geen sê daaroor nie. Daarom kan dit net skielik gebeur en niemand sal dit kan keer nie. Want niemand gaan stem, wil ons 'n kontantlose stelsel hê of nie. Dink net, hoe gewoond ons alreeds geraak het aan die gebruik van kaarte. En ons doen ons betalings met kaarte of met die rekenaar, deur die selfoon. Hanteer die meeste van ons hanteer ons finansies op daardie manier.
Die kaartbetaling of internetoorbetaling is nie net makliker nie, maar dit is ook baie goedkoper as om kontant te trek en iemand met kontant te gaan betaal. Ek doen dit nie. En ek dink min van ons doen dit. Ek wonder hoeveel mense weet dat Suid-Afrika se digitale rand reeds sedert 2020 geskep is. Daar's reeds 'n digitale rand. Daardie dag, wanneer kontant weggeneem word, en dit kom vriende, dan is ons in die greep van die dier wat ons wil merk. Waarom? Want geld beheer die wêreld en sonder geld kan niemand oorleef nie, ons het dit nodig. Daar staan in Openbaring 13, niemand sal kan koop of verkoop sonder die merk van die dier nie. En niemand van ons sal kan koop of verkoop as ons nie 'n digitale idee het nie. En deel is van die digitale stelsel nie, hulle gaan ons bank sluit. Dit is alles bose mense, demonies geïnspireerde mense, wat onskuldige mense wil beheer en natuurlik ook wil uitmoor, soos ek reeds vir u mooi verduidelik het. Die woord voorspel dat daar so 'n tyd op aarde sal kom, my liewe vriende, en dat selfs die godsdienstigste mense by al hierdie bose wêreldheersers en wêreldmagte se planne sal inval, omdat hulle nie waarlik godvreesende manne en vroue is nie. En daarom sal hulle hul eie geliefdes selfs verraai, omdat hulle net graag wil oorlewe. Het gaan oor hulle eie oorlewing. Hulle sê, meneer die polisieman of wie dit ook al mag wees, my broer, my ma, my pa, my suster het nog nie geregistreer nie. Maar hulle gaan inval by alles. Hoe weet ek dit? Die woord sê dit. In 2 Timoteus 3, vers 1 tot 5 staan daar geskryf, en ek het altyd gewonder waar pas hierdie skrif in, pas vir my so perfek in by hierdie boodskap, daar staan, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. En wat behels daar die swaar tye? Dit word uitgespel in 2 Timoteus 3, in vers 2 staan daar, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Hierdie wêreldorganiseerders, hulle is liefhebbers van hulle self, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars. En hy praat ook van ander dinge soos ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig. Ons sien dat die kinders nie meer dissipline het nie. Vers 3 sê, sonder natuurlike liefde. Hierdie mense, wat bose planne is sonder liefde vir die goeie dinge, sonder liefde vir ander mense, sonder liefde vir God. Onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, en hoor nou, wreedaards. Pas in, hy sê, dis hoekom het swaar sal gaan in die laaste dae. Daar sal wreedaards wees, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ons sien dit, mense het die wêreld lief, die plesiere van die wêreld lief, hulle het God nie lief nie. Vers 5 sê, mense wat net 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer julle ook van hierdie mense af. Daar's baie godsdienstige mense, hulle lyk godsdienstig, maar wanneer hulle onder die druk gaan kom van daardie digitale stelsel en digitale idee, om net te kan oorlewe, dan sal hulle sê, ons val in, ons gaan saam. Vriende, ek sluit af. Wat moet ons doen? Wat moet ons doen as ons sien hierdie dinge kom na ons toe? Hoe moet ons dit hanteer? Ons moet luister wat die woord ons leer. Ons neem ons toevlug tot God en ons gaan skuil by hom. Ons kan by die Here alleen in hierdie tyd gaan skuil. Ons moet vlug na die Here toe. Ons moet nie by mense gaan raad soek nie. Ons moet nie na mense toe vlug nie. As kinders van die Here kan ons saamkom en saam bind, ja, maar ons moet na die Here toe vlug. Die psalmdigter sê in Psalm 61 vers 4, want u het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand. Die Here moet jou toevlug word, 'n sterk toring teen die vyand. Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Ek roep die naam van Jesus aan en ek voel veilig by hom.
is soos 'n sterk toring waar binne ek in hardloop en gaan skuil. Die naam van die Here red my, die naam van die Here is my verlossing. Psalm 7 vers 2 daar sê die psalmdigter, Here my God, by U skuil ek, verlos my van al my vervolgers en red my. Ons moet ook sê, Here, by U skuil ek, red my van my vervolgers. Psalm 43 vers 9 sê, red my van my vyande, Here, by U skuil ek. Ons moet na die Here toe vlug, ons moet by hom gaan skuil, vriende. Tweedens, moet ons sorg dat ons geestelik goed toegerus is. As jy nie God se kind is nie, word God se kind. Maak seker dat jy sy kind is. En as jy God se kind is, maak seker dat jy geestelik toegerus is. Hoe rus ons onsself geestelik toe? Efesiërs 6 vers 11 tot 12 het dit vir ons uitgespel. Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Vriende, word toegerus met God se krag en met God se wysheid en sy genade, deur die Heilige Gees. En laastens, bied weerstand teen die bose magte. Weerstand, sê, ek weerstaan die Satan se planne. Ek gaan nie daarmee saam nie. Bied weerstand. In Efesiërs 6 vers 13, ek het dit nie nou vir u gelees nie, want ek wil dit hier lees, staan daar, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Weerstand kan bied en staande kan bly, maar jy moet die volle wapenrusting van God aan hê. Maar wat sê hy vir ons? Ons moet weerstand kan bied. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel in die naam van Jesus Christus, sê Satan gaan van my weg, en hy sal van julle wegvlug. Dan lees ek ook vir u die skrif van laasweek, 2 Tessalonisense 2 vers 6 en 7, wat sê, en nou, julle weet wat hom, die Antichrist teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Daar's 'n teehouer. Vriende, die mense wat nie glo in die wegraping, jy moet vir my verduidelik, wie is die teehouer? Dis die bruid van Christus, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, die Satan maak die atmosfeer reg vir die Satan of vir die Antichrist om te verskyn, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, dan kan hy geopenbaar word. Vriende, ek wil vir u sê vanmôre, onthou, jy en ek moet teehouers wees. Ons moet nie saamgaan met die planne van die bose nie, ons moet dit teëstaan, ons moet sê ons weier. In die naam van Jesus, vlug na Jesus toe, hou aan Jesus vas, hou aan God vas en sê, Here help my, red my van my vyande. As jy nie Jesus se kind is nie, is dit nou die tyd voor hom te buig en te sê, Here, my lewe gee ek vir u. Daar gaan moeilike tye kom, maar die kaf moet van die koring geskei word. Is jy kaf of is jy koring? Dit hang alles af van hoe sterk jy in Jesus geanker is. Amen, kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Dankie vir die waarskuwings wat ons moet preek, soos die wagter op die muur wat die besuin moet blaas en die stad en sy inwoners moet waarsku. Ek waarsku vanmôre almal wat luister om hulle saak met God te versoen, om hulle self met die Here te versoen, met Jesus te versoen en met God deur Jesus. Om voor u te buig en te sê, Here, tot u neem ek my toe vlug. En ek wil op u vertrou. Rus my toe, gee genade, gee krag. Bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. My vriende, die woord is kosbaar. En stuur hierdie boodskap uit, as dit vir u tot seën was, stuur dit uit. Mag jy 'n geseënde dag hê en 'n geseënde week. Totsiens.